Goeiedag graad 6. Kom ons kyk hoe teken ons 'n skets in NW. Wat gaan jy benodig? 'n Potlood, 'n uitveer, liniaal en 'n skerpmaker. Maak ook altyd seker dat jou potlood skerp is. 'n Skets word altyd net in potlood gedoen en daar word nooit ingekleur nie. Nou, voor ons aangaan. Ek verstaan baie mooi dat almal van ons nie juis baie goeie kunstenaars is nie. Moenie sleg voel nie. Ek kan ook nou nie juis baie teken nie. Wat wel belangrik is dat dit netjies gedoen moet word. Alle sketse moet 'n byskrifte hê en dit moet aan die regterkant wees. Netjies onder mekaar. Kom ek demonstreer gou vir julle hoe die skets gedoen moet word. Reg graad 6. Kom ons kyk hoe doen ons hierdie tekening. Nou die eerste ding wat jy sien is die 3 goed wat ons benodig om ons skets te maak. Naamlik ons potlood, in my geval het ek 'n pyser, en 'n uitveer vir indien dit gebeur dat ek 'n fout maak, en 'n liniaal. Reg. In hierdie skets gaan ons 'n sonneblom teken. Nou jy gaan heel waarskynlik so 'n opdrag kry om te doen. So kom ek demonstreer met die sonneblom presies hoe jou skets en jou byskrifte moet lyk. Let wel, ek het al wel van tevore gesê dat kuns nie noodwendig almal se sterkpunt is nie, so indien joune nie baie mooi kunstig is nie, dit gaan heel waarskynlik soos myne lyk, moenie daaroor sleg voel nie. Die geheim wel is dat hy moet netjies wees. Reg. So kom ons begin en ek dink gedurende die sketsgedeelte gaan ek hierdie ding so 'n klein bietjie aanjaag, laat hy so 'n klein bietjie vinniger gebeur. Onthou, ons begin teken aan die linkerkant. Goed, daar is ons skets. Soos jy kan sien, nou nie juist baie kunstig nie, maar dit is wel netjies gedoen. Dit is nie net 'n klomp geskribbel nie. Reg. Die eerste ding, hier kom ons liniaal vir ons eerste ding in. Ons skets word altyd aan die linkerkant gedoen en ons byskrifte gaan altyd hierso netjies onder mekaar aan die regterkant wees. Nou om seker te maak dat ons byskrifte is altyd mooi netjies onder mekaar, gaan ons liniaal gebruik. Ons gaan hom vir ons mooi netjies neersit langs ons skets. En ons gaan vir ons 'n mooi netjiese lyntjie trek. En daar is hy. Reg, nou kan ons begin met ons byskrifte. Met die byskrifte gaan ons nie verskriklike groot goed of pile en goed trekkie. Al wat ons gaan doen, is ons gaan van elke deeltjie gaan ons net 'n reguit lyntjie trek. So argumentsonthaalwe, hierdie deel is ons blom en ons skryf daarby. Ons byskrif. Goed. Dan het ons natuurlik ons blaar. Ons vat weer ons liniaal, ons trek ons lyn en ons skryf. En ons skryf ons byskrifblaar daarby. Goed. Dan het ons nog so 1 of 2 om by te sit.
Reg, uiteraard van die saak het ons wortels weer eens, ons trek met ons liniaal ons lyntjie, ons skryf ons byskrif. Goed. Reg. In ons skets hier van fotosintese is daar nog 4 komponente wat moet bykom. So die eerste ding wat ons gaan doen is ons het sonlig wat uiteraard van die son afkom en hom gaan ons inteken met 'n pyltjie. Ons pyltjie stel ons sonlig voor. Goed, hoe weet ek dit? Ek gaan vir hom 'n byskrif byskrif. Ek trek weer my lyntjie en ek skryf my byskrif. Dan weet ons ook dat die plant neem deur sy blare koolstofdioksied op. Die sonlig kom van bo af. Die koolstofdioksied word aan die onderkant deur die huidmondjies opgeneem. So ons trek ons pyltjie vir ons koolstofdioksied. Ons trek weer ons lyntjie, laat hy netjies lyk, vir onder mekaar. Reg, koolstofdioksied. 'n derde komponent wat ons nou al weet wat fotosintese benodig is uiteraard van die saak water wat die plant in die grond kry. So hier trek ons vir ons nog 'n pyltjie. Soos ek kan sê, kuns is nie my sterkpunt nie. En ons het water. Goed, en as ons na ons volledige sirkel van fotosintese kyk, weet ons dat die plant skei dan suurstof af. So uit die blaar uit via die huidmondjies gaan ons nog 'n pyltjie teken wat vir ons voorstel ons suurstof wat uitgeskei word of afgeskei word. Goed, en dan sal nog een gedeelte van die plant waarvan ek vergeet het om sy byskrif by te sit, en dit is natuurlik die stingel. So ek gaan hom vir ons weer ons lyntjie trek en ons byskrif byskryf. En dit is hoe 'n netjiese skets gedoen word. In die volgende video gaan ons kyk na plante wat gate in hulle blare het.